Die Here is my herder, ek sal by jou wees. My God, my heerling, en goed my velden. Your heart is wondrous, lay my ears. Your heart is wondrous, lay my ears. Are you near? Are Prys die naam van die Here. Loof die Here, ek voel nou rarig, ek kan nie veel oor die woord uitlaat nie, wat ek wil begin nie, maar die Here klaar hier op gewerk so tussen ons. So lekker is die gees van die Here op gewerk, dit was so net die mens is nie in die Here nie. Wanneer die Here instap, dan begin alles verander. Prys die Here, halleluja. Ek kan in elk geval die Bybel so praat, ek sal nou maar net die vertel wat hier op my hart geleed, voel nog steeds ek moet die afgee, mag nou nie preek so dat ek ook preek nie. As ek so goed preek, dan sal ek gesê, maak die gereg, ons sal eers 3 reis doen. Maar prys die Here, ons sê die Here al die lof en eer, ek wil net weer eens my kant af sê, dankie dat hulle so gehoorsaam is aan die gees van die Here. En julle moet onthou, dit is 'n ding wat die Here begin doen, dis nie ek nie, dis nie my vrou nie, dis nie die orkes nie, dis nie ons voorsangers nie, dis niemand anders behalwe die Here nie. En voor ek my lees, wil ek net vir sê, die Here het my hart hier gelê, die Here is my herder, niks sal my breek nie. Miskien moet jy dit hoor net vanoggend. Miskien moet jy net al weer onthou dat jy is die herder vanoggend in jou lewe. Ek wil vir jy volgend laat by die is dat jy moet onthou, ek kan vir jou preek, ek kan baie goeie predikers kry. Daar was baie goeie predikers in die ou dae gewees, maar daar bly net een herder, net een Jesus Christus, net een koning, een verlosser, een saligmaker, een wat ons kan aanraak en ons lewens kan verander. Ek wil vir jou bid tot ek blou is in my gesig.
Maar die Here is die een wat genees, die Here is die een wat aanraak, die Here is die een wat hartes verander in sagte vlees, sodat hy kan indring maak. Ek wil net saam by lees uit Johannes 10 vers 7. Johannes 10 vers 7, baie bekende gedeelte. U sal dit nou onthou dalk. Ek het dit nog. Johannes 7, 10 vers 7 sê, Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur, en as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weide vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Vers 11 is my teksvers ook. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Prys die Here. Ek wil dit nou net vir genoem. Ek gaan probeer nie preek, ek gaan my probeer in toon hou. Die Here het al klaar sy hart gedoen, so maar ek moet dit nie volgens sê. Ek is nie die een wat julle moet opkyk, julle moet kyk na Jesus. Ons kry baie keer dat mense kyk, dat predikers, daai ander woord wat ek glad nie van hou nie, is motiverende sprekers. Ek is nie om u te motiveer volgens nie, ek is hier om u te sê, dat die woord van die Here sê, hou jou oë gefokus op Jesus. Nie 'n mens, want 'n mens kan jou laat val. 'n Mens kan jou bring tot 'n afvalling, maar Jesus kan jou nooit laat val nie. Hy is nie iemand wat jou laat seer kry nie. Alhoewel ek dit al van gehoor het hierdie week, dink ek daaraan, hoe ongelooflik hartseer dit is as mense kyk na mense en hulle val. Jy moet een ding onthou ook, en ek wil dit vir jy noem vanoggend, dat ons kom baie keer by plekke, en jy kom baie keer op 'n plek waar jy jou oë gefokus het so op die mens, dat jy dit nie raak gesien het, en dan voor jy uitgeet, dan moet jy 3 weke later agtergekom, ek is nie meer waar ek moet wees by die Here nie. En daarom wat ek vanoggend vir jy sê, hou jou oë van die mens af. Ja, dit is so, die Here het ons geroep vir die werk, die Here roep ons om sy werk te kom doen, maar ons is net aangestel om na sy skape om te sien. Ek is net aangestel om julle op die regte pad te hou. Ek is net aangestel om jou te leer, hou vas aan die Here. Dit is so, ons moet mekaar bystaan, ons moet mekaar oplig, en julle moet saam met ons gaan werk, sodat ons die koninkryk van die Here kan beërwe. Maar die kerk het verval na daarin om te sê, ek kort mense om die kerk vol te maak. Hulle is besig om straks so bietjies aan te vang. Hulle is wolwe en skaapklere. En ek wil vanoggend vir julle sê, kom weg van dit af. Blyf weg van dit wat die waarheid is nie. Daar's 'n stuk in die Bybel wat sê, toets die gees. En ek wil u vanoggend versoek, toets die gees of dit werklik so is. Dit wat gebeur het vanoggend, toets die gees. Toets dit of ek met jou praat. Ons praat die oude dag, terwyl ek iemand gaan besoek, sien ek en ek stap daar en ek sê vir hom, wat interessant is, my gees praat met sy gees. En daarmee bedoel ek nou nie dat ons saaks is nie. Ek praat daarvan dat die Heilige Gees, wanneer ek by jou kom, dan kom ek agter, jy's 'n kind van die Here. Jy's iemand wat ek mee kan praat. Jy's iemand wat ek mee kan deel oor die Here. Jy kan met my praat oor die Here. Ons begin mekaar aanvang van by mekaar, want ons dien dieselfde meester. Wanneer ek kom by my broers en susters van ander gemeenskappe, ander kerke, dan kom ek agter, wanneer jy by die regte mense uitkom, want hulle gees praat met my, en my gees praat met hulle. En daar kan jy agterkom of hierdie man nie van die Here af is nie, of hy iets straks gaan bring.
Maar weet jy wat ek wil vir u vanoggend vertel? Dat die Here sê, wanneer daar lig uit jou uitstraal, dan kan jy nie anders as om net lig te wil soek nie. En dieselfde wat ek vanoggend vir u afgee vanoggend, soek die Gees, soek die Heilige Gees, soek wat ligdraad is. Kom op na die huis van die Here, soek net wat krag gee vir jou, nie net vir die week, maar vir die hele jaar. Kom op na dit wat krag bring. Ek dink daaraan terwyl ons maak baie keer dieselfde verkeerde besluite. En dan kom ons in die kerk en ons nee, weet jy wat? Ek dink nie dit werk meer in my nie. Dit is die vyand wat vir jou sê, jy hoort nie. 'n ander gedeelte, ek wil graag doen, ek het hier op die plaas met skape of al gebore nie. Maar ek het iets interessants gelees, en dit is hoekom julle by nou reg verstaan, dit is hoekom die platform hoor is as julle bietjie vanoggend is. 'n herder staan bo uit sy skape. En baie keer het ek gehoor, hulle sit soms op die perd, want hulle gaan in die vlaktes in. Dan sit hy, terwyl hy so oor sy skape kyk, dan kan hy sien wie is siek. Hy kan sien dat daai een het vlooie of daai een dit en daar gaan behandel hy hom. Maar wanneer hy onder is, tussen die skape, kan hy nie sien wie is siek nie. Want hy sien nie wat voor is. Hy moet gaan soek wie siek is. Maar wanneer hy bo op sy perd sit of bo op sy installasie staan en hy kyk na sy skape, soos wat ek vir u vanoggend kyk, dan kan hy sien wie is siek om daai persoon te behandel. En dit raak my baie keer aan. Weet jy wat is die hartseer van dit is, dat as ek hier onder staan, kan ek nie sien het seer nie. Die herder is daar om te kyk na jou. Hy is daar om op te pas. Ek kyk so ek dink baie keer aan die storie van Dawid. Dawid was nou eenvoudig gou 'n skaapwagtertjie gewees. Maar weet jy wat daai man gedoen? Hy het beere verslaan, hy het leeu's verslaan, hy het die skape opgepas, die skape het sy stem gehoor. En jy al gehoor as iemand hulle skape roep, en die manier hoe hulle fluit. Nou ek dieselfde doen ek met my kinders, ek roep hulle so, fluit ek so vir hulle, dan kom hulle so aangehardloop. En dit is nie om snaaks te wees, maar ek roep hulle, en ek leer hulle dat hulle moet luister vir my stem. En as jy gaan na plaasboere toe en jy gaan kyk hoe roep hulle diere aan, dieselfde manier. Hulle fluit ook van hulle snaaks en hulle roep hulle op 'n manier, dan weet hulle moet kom. Hulle luister net vir daai herder, hulle luister nie vir iemand anders nie. Vanoggend wil ek vir julle sê, vanoggend luister na die stem van die Here. Moenie net jou oor draai na enige ding toe nie. Ek loop deur 'n tydperk van gehoorsaamheid dit beoefen. En veral omdat my ore nie lekker is, en ek getuig uit dit nou voor genesing. Ek is 'n paar maande terug as ek moes gaan vir 'n operasie met ore. En ek wou nie gaan nie. Ek wou nie gaan nie. En ek het tot op die einde, tot ek nog gesê ek wou nie gaan nie. En ek is toe nou in, en hulle doen die operasie en goed. En ek kom uit en ek sê vir iemand die ek voel sleg as ek ingegaan het. Ek is nie waar ek moet wees nie. Die probleem is, en ek ken die waarheid, ek ken die Here, wat my vertrou op die mens gesit. Ek sê nie, jy moet nie hospitaal toe gaan nie. As jy siek is jy siek. Maar ons stel ons vertroue in die mens. En weet jy wat ek loop met dit, en ek verlang loop ek met dit, en ek kom op 'n stadium en ek bid, en as ek gaan knie, dan hoor ek niemand nie. Dan hoor ek nie 'n woord nie. Dan hoor ek niemand instap of iets sê, en weet jy wat is interessant, ek staan op, en sê my vrou, weet jy wat is lekker van om nie te kan hoor, ek hoor niemand se influistering nie. Ek kan net die Here hoor, want net die Here kan praat met my. Dan voel ek eintlik goed daaroor dat ek so hierdie situasie loop, van my ore wat toegaan. Dan is ek so eintlik bly daaroor. So ek gebruik dit as voordeel. Nou luister ek net na die stem van die Here. Ek luister na alle influistering. Weet jy wat is die grootste probleem vir ons as kinders van die Here? Ons laat toe dat ons luister na ander mense se stemme. Ons luister na die vyand.
En jy sit dalk vanoggend hier, so jy dit dalk ook al weet. En jy kan vir my sê ja of nee, en dan moet ek vir jou sê, dan is jy op die regte plek al die jare gewees. Maar daar was 'n tyd in jou lewe wat gekom het en die Here het vir jou gesê, Frank, dit wat jy nou gehoor het is nie reg nie. Dis nie waar nie. Frank, jy gaan dit nie maak nie. Frank, voel tog. Jy is siek, Frank. Hoor jy? En later begin jy dit aanneem. Dis wat die vyand doen. Hy kom en hy sê vir jou, jy gaan dit nie maak nie. Jy is siek, bly liewers by die huis. Moenie kerk toe gaan nie. Moenie selfgroep toe gaan nie. Moenie bid hier toe gaan nie. Ag, foei tog, jy is siek. En jy neem dit aan. Jy begin dit aanneem en dan begin jy dadelik, wat doen jy dan as mens? Jy begin dit betwyfel. Het ek nou reg gehoor? Het ek nou geluister en wat? Maar het ek nou eintlik geluister? Dan is jy sommer ook, ek voel eintlik oulik. Ek voel eintlik so 'n bietjie siek vandag. Maar ek kom hier vanoggend, dit sê ek, dis wat die Here met my die hele week al gedoen het. Die Here het my geleer wie is my Here. Van maandag af, terwyl ek opstaan maandagoggend, te voel ek al reeds, ek voel nie wel nie. En weet jy wat gebeur? Die sê broer 'n boodskap vir my, ag, Nebel. En ek weet hy sal my nou vergewe wat ek vanoggend sê. Nou bel hy my en hy sê vir my, hy bel nodig, dis ek soos ek wil gaan, maar ek voel nie reg nie. En ek maak die afspraak, ons gaan toe saam uit. Weet jy wat, ek het toe bygaan. Leer ek iets. Ek moet opstaan en ek nie lekker voel nie, en saam uitgaan en gaan bedien daar buite. Wanneer jy aan die Here behoort, dan behoort alles van jou die Here. Dan wanneer jy oorgee aan die Here, dan begin die Here jou gesond maak. Weet jy, nadat daai besoek wat ons doen, waar ek saam met hom was, toe voel ek so beter. Dis snaaks, né? Hoe jy skielik gesond voel as jy nou iets begin doen vir die Here. Dis snaaks hoe jy ingestap het. Niemand het die ingestap en gesê, ek sit om in die kar te klim, almal het uit die kar geklim volgend. Almal het ingestap terwyl het begin reën, net een omgedraai en sê, wat, dit reën ek daar so gaan. Nie een nie. Jy het gekom, vir die Here. Ja, dit is so, ons kom om lekker kerk te hou, ons word gevoed hierso. Maar kom ons, vir wat se rede kom jy ook al? Ons moet onthou, dit gaan oor die Here, nie oor ons nie. Ek wil vir hierdie gedeelte lees. Wat ek net op plek kry. Wie nie vir ons is steur ons. Dis 'n bietjie gevaarlik, wat ek vanoggend vir julle vertel. Ek wil eintlik klaar maak met dit. Baie het gesê, dat die een is beter as die ander een. Die een staan op teen die ander broer, die ander een verwerp alles wat hy luister. Die een sê, ek ken vir Christus, die ander een sê, ek ken nie vir Christus. Die een is moedeloos as die ander een. Die een sê, ek kan dit nie doen nie. Die een luister nie vir die prediker nie. Die een luister vir 'n president, maar vir sy baas nie. Die een gaan werk, die ander een maak 'n verskoning nie vir werk nie. Daar's altyd 'n rede, daar's altyd iets wat voorkom. Ek wil by hierdie gedeelte met iets gesê. Het jy al gevoel dat jy wil opstaan en sê vir jouself, ek wil nie nou vandag nie. Of jy sal ook sê, ek gaan nie skool doen. Nou, ek wil vir jy sê, ek het nie skool gebank nie, maar ek het werk gebank, 'n paar keer. En ek my die moeilikheid gebring. Toe dacht ek net omgedraai, maar ek het nie geweet, dit gaan my so later van nie, maar wat ek wil sê is, ons is baie keer nie bang vir ons baas, ons is bereid om vir ons baas te sê, ja en amen, reg so. Ons is bereid om te luister vir die regering waar hulle praat en sê, ja, ons luister vir die regering, ja en amen. As hulle sê, as die kerk en die wapens is reg, goed so, ons sit by die huis. As hulle sê spring hoog, dan sê ons hoe hoog. As hulle sê kruip laag, dan sê ons kruip laag. Ons luister ons vir almal. En dit kom terug na wat ek wil vir julle sê, en dit is waar ek by bly. En ek wil dit aflaai, ek wil dit afgeef vir julle.
is dat ons moet begin luister vir die Here. Wanneer jy kerk toe kom, is dit nie oor my nie. Jy kom kerk toe oor die Here. Jy kom kerk toe oor die Here nie my dien nie. Jy kan nie my dien nie, want ek gaan jou laat val. Luister vir my, ek kan jou nie gelukkig gaan nie. Ek is raar, ek is iemand jy gaan my nog leer ken. Ek is bereid om in te sit, hard te werk, om by jou uit te kom. Maar kan jy nie dat goed voel nie? Ek kan jy dat goed voel as ek nou vir jou gebid het, hande oplê. Maar die een wat jou lewe red is Jesus. Net hy alleen. Ek wil hierdie skrif vir julle lees in Hebreërs 13 vers 20 sê hy, maar die God van die vrede, wat die groot herde van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, die eerste bloed, wat van die ewige testament uit die dode teruggebring het. Julle volmaak in elke goeie werke, om sy ontwil te doen, deur in julle te werk, wat welbehaaglik is voor hom, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid toekom, tot in alle ewigheid. Amen. Nou wil ek hier sê, hou jou oë op die Here, fokus op die Here, luister vir die stem van die Here, moenie na enige persoon luister wat sê, hier is ek nie. Inteendeel, ek weet nie wat die weet van die weggeroep, wat die wederkoms van Christus nie. Maar die Bybel sê, wanneer die antichrist opdaag, dan gaan hy sê, ek bring vrede. Daar moet jy weet, hy is nie van die Here af nie. Wanneer hulle kom en sê, vrede vir jou, dan moet jy begin met bevraagteken. Nie almal wat die Here wat sê hulle dien die Here, is die mense van die Here nie. Hulle kom in wolfklere, hulle kom net om te verslaan, te verwoes. Die vyand het net gekom om jou te verwoes, hy is nie daar om jou geluk te bring nie. Wanneer jy instap by die huis, of by die werk, en die broer sê vir jou, of die suster sê vir jou, ag man, dis nou lekker, kom net Sondag vir 'n slag en uit. Kom geniet dit, en ek sê nou nie dat jy moet van werk nie, nee, verstaan my reg, ek het ook Sondag gewerk. Ek het gevoel het om Sondag te werk, en jy nie by die kerk kom nie, ek praat nie daarvan nie. Die wêreld is in so toestand dat ons kan nie meer keer wat vir ons gegee word nie. Maar jy kan kies hoe jy dit opneem en hoe jy dit jouself vir jou eie maak, of gaan jy luister na die stem van die vyand. Jy weet die grootste ding is, en ek sê vir iemand gestaan, terwyl ek praat doen met die persoon, sê ek vir hom, ek het 'n keuse gehad toe ek baie jonger was. Ek loop saam met my vriend, soos in vakansie, en ek loop so op die berg, en ek dink vir myself, en in daai jaar het ek deur 'n baie moeilike ding gegaan. Baie moeilik. Dit was, ek dink, my donkerste tyd in my lewe gewees. En ek staan my dog toe, wat sal ek wees as ek gly of hier afval? Sal iemand ooit na my kom kyk? Ja, jy loop maar aan, en 2 ure gaan verby, en ek weet nie so 2 ure wat verby gaan. En my vriend se ma is so eintlik so 'n bietjie kwaad vir my. Waar is jy? Ons soek jou al vir 2 ure. Vir my het dit so 'n halfuur gevoel. En ek kom maar net besef, François, jy is op 'n gevaarlike plek in jou lewe. Jy moet by die Here uitkom. En terwyl soos die woord vanoggend uitgegaan het, het ek by die Here uitgekom. En ek vir Here gesê, Here, hier is ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Ek weet nie vir wat ek moet luister meer. Ek kan niks. As ek die stem hoor van die mense, dan hoor ek hoe hulle vir my gesê het, gaan sit in daar die hoek, jy gaan dit nie maak nie. Hoeveel keer was ek al vir jou gesê, my broeder en my suster, jy gaan dit nie maak nie. Jy sit nie die werk nie. Jy het nie lering nie. Jy het niks agter jou naam nie. Ag, goeie tog. Luister ons regtig na alles. Ons het dan weet, daar was 'n tyd, julle kan nou sê, julle kan vir my sê, of ja, dit is so. Julle kan vir my regtig sê, maar ek wil vir jou volgende sê, jy het ook bestaan nie vir jou ma en jou pa geluister nie. Dan het jy ook gesê, ek worry nie wat hulle sê nie, ek gaan uit,
John, wat ook al ons dit doen, want dan is het ons baie moeiliker, ons is ons baie hardkoppig is, ek gaan doen wat ek wil doen. Maar ek het al gevra vir die Here, Here, wat wil U hê moet ek doen? Wat moet ek verander om meer skoon te wees? Terwyl ek laasweek daaroor gepraat het en ek het dit al 'n paar keer gedoen. Wanneer jy skoon wil lewe, wil jy meer van die Here hê. Jy wil minder van die wêreld hê. Ek wil vir u vanoggend dit laat by die maak reg met die Here. Kom by die Here se voete weer. Kom in sy weer, luister na sy stem. Hy is die een wat na ons moet luister. Jy weet, ons is so baie maklik en ek het nou self vanoggend dit gesing. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek. Gaan rarig jou niks ontbreek wanneer jy vertrou op die Here nie. Of gaan jy luister na die stem van die vyand wat sê die Here kan dit nie doen vir jou nie. Die Here kan jou nie help nie. Gaan jy rarig luister of gaan jy jou vertroue in die Here stel? Jy het 'n keuse vanoggend. Ek laat dit by u vanoggend. Maak die keuse om eerder die Here te dien. Eerder die stem van die Here te hoor. Weet ek het nie 'n ander prentjie vir my geopsit. Een van die waar die herder by die hekkie sit. Die eindelijk amper vergeet van die prentjies wat ek mag opneem. Die herder sit by die hek. En hier is my die mooiste prentjie wat ek nou gesien het nogal. Waar die skape binne die kraal is. En as hulle binne die kraal is, dan bly hulle die kraal. Daar sit een been. En dieselfde terug terwyl ek gelees het in die Bybel. Net Jesus is die Heer. Ek kan nie die Heer wees nie. Kies die Here om deur te gaan na hom toe. Gaan in by hom. Gaan by sy veiding in. Hy is die een wat jou veiding gee. Hy is die een wat vrede gee. Wanneer jy daaroor dink, wil jy moedeloos raak, dan begin jy ook met die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in my velde. Wanneer laas het jy dit vir jouself gesê? Wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan. Wanneer ons in 'n moeilike tyd gaan, is ons eerste ding is, ons is bekommerd. Gaan ek dit maak in hierdie einde van die maand? Gaan ek dit maak? Gaan ek dit regtig maak om te sê, ek weet wie gaan dit praat? Ek word nie beraad, ek word 'n sielkundige, ek word iemand om my te help. Ek word om geld te leen. Ons is ons baie vinnig, maar alles daar toe, behalwe die Here. Stel die Here eerste in jou lewe. Sit die Here eerste. Voordat jy 'n herder soek, soek eers die Here. Voordat jy opkyk na my, kyk eers na die Here. Want 'n mens kan jou laat val. Die mens bring verwoesting. En nou, ek wil regtig afsluit. Nou moet ek regtig klaar maak. Wie is werklik jou Here? Is die Here jou herder? Roep die Here uit. Weet ons leef in 'n tyd waar die wêreld soveel eis van ons af. Hierdie week terwyl ek besig was, kom ek agter dat hoe besig die vyand jou kan hou om nie by die Here se goed uit te kom nie. Ons stap in daar donderdag aan, terwyl ons die Here so lekker geloof en prys het. En die mense harte so moet maak vir die Here. Toe besef ek, Here, kyk net hoe wonderlik is jy. Daai mense, wanneer jy niks het nie, dan weet jy hoe ons die Here te dien. Dan weet jy hoe om te vertrou op die Here, maar wanneer jy alles het, dan het jy nie meer tyd vir die Here nie. En nou, ek wil nou nie heerlik wees nie, ek hiermee moet ek regtig beklom, en dan wil ek uitnodiging maak om u te vra, dat die saam met my sal staan, maar voor ek dit kom, wil ek u vra, hoe desperaat is jy regtig om by die Here uit te kom? Toe ons in Palmborga kerk gegaan het, ons was in Hoedspruit, ons naaste kerk was 100 kilos. Is jy bereid om vir die Here iets te doen? Is jy bereid om op te offer vir die Here,
Dit gaan meer om opoffering, om tyd te maak vir die Here. Kom by sy weë uit, kom by die Here uit. Jy weet, ons het daai tyd, en mense het vir ons gesê, na toe hulle dit vir my sê, toe besef ek, nou begin dit probleem raak. Toe ons al die jare ons op en af gery, 100 km kerk, 100 km terug. Die een dag was ek moeg, maar tot die dag wat my gevra het, sjoe, dit vat baie om in te sit. Toe begin ek dink, weet jy hoe gevaarlik is dit? Dan begin jy dink, elke keer wanneer jy inklim in die voertuig en jy ry kerk toe, joh, ons het moeite in. Joh, ons het moeite in om kerk te gaan. Ons het moeite in om by die Here uit te kom. Daarom het ek iets toegelaat, wat nie moes toegelaat word. In plaas daarvan moes ek gesê, ek weet is sterk, maar ek doen dit nie vir myself, ek doen dit vir die Here. So ek wil hier vanoggend, voordat ek afsluit, voordat ek die vraag om te stel, wil ek weer sê, dink daaraan, wie is jou herder? Wie laat jy toe in jou lewe? Wie laat jy toe om jou lewe pad te volg? Volg jy 'n herder, of volg jy 'n wolf in skaapkleer? Gaan dink op dieper. Ek gaan vra die saak my gaan staan. Ek sê dit al voor hierdie. Ek wil vra dat die oor sal toemaak. En as jy staan nou, en jy sê, Here, dit is met my wat hy gepraat het. Die woord praat met my. Volgende het ek baie gesê, baie kan ons doen. Die woord van die Here tot self in hierdie plek gewerk. Die Gees van die Here is teenwoordig hierso. Maar baie keer laat ons toe dat die wêreld ons oorkry. En ek wil jou nooi, as jy voel, ek word gebed, ek word dit terugvat by die Here, nooi ek jou uit, kom staan voor. Kom voor toe dat ons vir jou kan bid. Daar's 'n ander ding wat ek ook vir jou wil sê is, ons sing 'n liedjie, maak jou reg hart met God. Liewe Jesus is die middelaar, hy sal jou red, hy sal jou lei. Maak jou hart reg met God. En ek het jou van vrede ken, om ons te speel terwyl ons vir die mense gaan bid. Die geleentheid is oop, die deur is oop. En ek wil vra, wil jy nie vir my verstuur, wil jy nie daar agter staan? Ek gaan hierdie mense salf vanoggend. Ek gaan vra dat voordat ons begin, voordat ek begin bid, wil ek net vir u vra, bly die bloed van die Here. Maak jy met jou onder die bloed van die Here. Terwyl ons hier gaan bid vir die mense, is dit nie om 'n konsert te hou of om iets goeds te doen nie. Ons doen dit want ons ken die Here. En ek het die mense wat hier voor staan met 'n nood, hulle het die Here nodig. En daarom wil ek vra vir wanneer hulle hierdie gaan sing vir ons. As jy voel jy wil uitkom, kom uit, terwyl daar nog tyd is.